Net as die lewe, as ons dink, die lewe kan nie meer uitdagend wees nie. Dan is daar 'n nuwe oorlog. Dan is daar 'n nuwe krisis op hande. Ewe skielik die gedagte aan 'n petrolprysverhoging van bo R4, laat elkeen van ons moet net jou moed in jou skoene laat sak. Praat eens van die dieselprys wat hulle sê nie. Skok in die ekonomie, die moontlikheid van alles gaan duurder word as gevolg van 'n klomp goed wat in die wêreld gebeur. Al hierdie goeders, wat doen dit aan ons? Wat sien ons as hierdie goeders gebeur? En nou gaan julle my met help by die PowerPoint, want lyk my nie my ding wil die slides aangaan. Ek kan maar die oorgaan na die volgende slide. Ja, terug. So, hoe ons kyk na dinge, wat ons raak sien, as ons hierdie goed rondom ons gebeur, beïnvloed die manier hoe ons na dinge kyk. Dis amper asof daar ongemerk iets in my en jou se hart gebeur wanneer ons al hierdie goed in die wêreld raak sien. Ewe skielik het ek en jy 'n klein bietjie minder hoop. Is ek en jy 'n klein bietjie meer bekommerd. Trek ons klein bietjie meer terug in onsself in. En ons begin daai lewensstap van ek begin net oorleef. Ek wil dit net maak. Party mense, ekskuus vir die Engelse woord, bunker down. En dis wat beteken jy gaan klim in 'n bunker, jy is bang, en jy klim in 'n bomskuil en jy is bang vir die bomme nie. Maar mense bunker down, want hulle begin, as krisis rondom hulle gebeur, dan begin hulle net op hulle self fokus. Hulle wil net hier deurkom. Die storme net oorgaan voor hulle begin regtig lewe. Dis asof hulle net wil survive en kan nie voluit lewe nie. Volgende slide. Want dit laat mense anders kyk. Onthou julle daardie tyd toe almal ekstra voorrade gaan koop het, want hulle was bang vir die vrees, wat gaan gebeur? Want die rakke leeggeloop het en almal bymekaar gemaak het. Dis wat vrees doen. Vrees maak jou bang, dit verskuif jou fokus, dit vat jou weg, dat jy nie raak sien wat rondom jou regtig gebeur nie. Dit laat jou anders kyk na alles rondom jou. En daarom wil ek vanoggend vir jou die vraag vra, wat sien jy wanneer jy na jou lewe kyk? Wat sien jy as jy na die wêreld vandag kyk? Sien jy net probleme? Sien jy bedreigings en onsekerheid? Of sien jy God? Sien jy regtig vir God raak en wat God doen? En daarom wil ek vanoggend weer vir 'n oomblik kom stil staan by hierdie tema van hierdie kwartaal om ons so bietjie te help om net weer fokus te kry. Ons is besig hierdie kwartaal met die gedagte, jy is geliefd. En ek wil vir jou wys as na hierdie teksvers in 1 Johannes 3 gaan kyk. Hoe hierdie teksvers wat ons reg in die begin van die kwartaal gelees het, hoe het my en jou daar kan help om weer anders te sien. As jy ons na die teksvers, daai slide asseblief kry. 1 Johannes 3 vers 1. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en dit is ons ook. Hierdie vers wat begin met hierdie woord kyk. En in die grondtaal in die Grieks staan dit idite. En idite sê gee aandag, sien raak, kyk. Wie is julle? Kyk, wie is die God
wat sy liefde oor my en jou uitspreek in ons, sy kinders noem. Ons vergeet so maklik, wanneer goed met ons gebeur, wie ons is. Jy is nie iemand wat maar net probeer oorleef nie, jy is nie iemand wat net moet deurdruk deur die lewe nie, iemand wat alleen staan nie. Maar as ek en jy besef, ek en jy is 'n kind van God, ons is geliefd deur God, en ons identiteit bepaal hoe ons na dinge rondom ons kyk, dit verander dinge. Want as jy dink jy is alleen, gaan die wêreld vir jou bedreigend wees. As jy dink jy moet alles self dra, dan gaan alles wat jy teekom vir jou oorweldigend wees. Dit gaan te veel wees. As God buite jou prentjie is, gaan die pad wat ek en jy stap te moeilik wees. Maar as jy weet, ek is 'n geliefde kind van God, moet iets verander deur die manier hoe jy kyk. Want dan besef jy, as ek 'n geliefde van God is, kan ek onmoontlik nie alleen wees nie. Want die liefdevolle Vader het my lief, en hy saam met my, ek is nie alleen nie, hy's daar. Dit verander iets hier binne in my, en ek begin anders kyk. Volgende slide. Want geloof sien anders. Geloof maak dat ek en jy anders kyk. Ek wil hier terugvat na 'n bekende teksgedeelte wat ons volgende gaan saam na lees, in Hebreërs 12. Nou net voor Hebreërs 12, Hebreërs 11 ken ons almal, is daar die lys van geloofshelde wat so opgenoem word, hoe elkeen geglo het en wat hulle gedoen het. Dis daai ouens wat in geloof gestap het. Ja, dan kom die skrywer van die Hebreërs en hy kom sê, terwyl ons dan, verwys hy terug, so 'n groot geloofsgetuies rondom ons het. Laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volleinde van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. So mooi hierdie, laat ons die wedloop loop, met volharding hardloop en die oë gefestig op Jesus. Geloof beteken om reg te kyk, om reg te sien, om aandag te gee wat regtig waar is en wat. En vanoggend ons daai lied sing, holy, holy, holy. Toe besef ek net weer opnuut, as ek en jy baie keer selfs na hierdie lied kyk, of ons dink aan die heiligheid van God, dan kyk ons met 'n menslike bril selfs na God. En ons sien baie keer nie die groot, die heilige, die almagtige God raak nie. Soos ons so deur hierdie bril van ons omstandighede probeer na God kyk. Maar as ek en jy regtig vir Jesus, vir God raak sien, in sy heiligheid, sy andersheid, hy is glad nie soos hierdie wêreld wat ons is nie. Hy is heeltemal anders. Hy is goedheid, hy is grootheid, hy is almag. En wanneer ek en jy dit regtig begin raak sien, verander dit my en jou uitkyk op alles rondom ons. Ons geloof verdiep, ons geloof verander, ons geloof maak dat ons anders kyk en anders sien. Ons kyk verder as net dit wat ons raak sien. En 'n voorbeeld daarvan is Moses se geloof. Moses is een van my so mooi voorbeeld daarvan. Hier is sommer iets vir die ouers ook. Hebreërs 11 is nou daai lysie vooraf. In vers 23 sê hy, omdat die ouers van Moses geglo het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek,
toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie is, hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Sien julle wat gebeur, ouers? So belangrik julle geloof. Want Moses se ouers moet hulle 'n geloof God raak gesien het. 'n geloof God vertrou het, was hulle nie bang nie. Ouers, julle voorbeeld van geloof, hoe julle praat oor dinge in die wêreld, hoe julle praat oor onderwysers, oor die skool, hoe julle praat oor die regering, hoe julle praat oor elke dag dinge, beïnvloed julle kinders. As ek en jy nie met geloof en met vertroue en met hoop elke dag ons kinders kan rig en hoe ons dink en hoe ons optree nie, ja, ons kan kinders arm word aan geloof. Ek en jy as ouers rig al reeds ons kinders na God toe of weg van God af. Dit is so belangrik. Ek sien sommer net, dit raak hier in Moses se ouers. Gaan verder, volgende gedeelte. Omdat Moses geglo het, Moses se ouers het die voorbeeld gehad, Moses het begin glo. Omdat Moses geglo het, het hy, toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. Want hy jare by sy ma gehad het, van groot word. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om die kortstondige genieting van die sonde te hê. En dan lees ons vers 27. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy die woede van vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard, luister hierso, hy het volhard soos iemand wat die onsigbare God sien. Omdat hy geglo het, nou gaan dit so aan, wat hy gedoen het. Dit is ongelooflik hier mooi. Omdat hy geglo het. Hy het volhard, soos iemand wat die onsienlike God sien. So belangrik dat ek en jy vir God sal raak sien. Dat ek en jy die onsienlike God sal herken elke dag in ons lewens. Want dit verander my uitkyk op en my optrede wat ek doen. En dan sien ons, hy het volhard, omdat hy die onsienlike God raak gesien het. Het hy aangehou om die regte ding gedoen. Hy het nie gestop, hy het nie moed opgegee nie. Moet hy besef het, wie is God? Moses het die Egiptenare se mag gesien. Moses het Farao se dreigemente gehoor. Hy het die gevaar beleef, elke dag van sy lewe. Maar, dis nie al wat hy gesien het nie. Hy het God gesien. En omdat hy God gesien het, het dit alles verander in sy lewe. Nog 'n voorbeeld. Dawid. Dan gaan goed terug na jou sonnaskool dae toe. Dawid, toe almal vir Goliat raak gesien het almal gesê, hy is te groot om te oorwin. Dan kom Dawid daar aan. En wat sê Dawid? Wie is hierdie Filistyn dat hy die leer van die lewende God uitdaag? Stap hierdie seentjie met 'n slingervel op en hy vernietig vir Goliat. Hy sien 'n reus, maar Dawid sien God. Maar almal net die reus sien Dawid vir God raak. Wat sien geloof? Geloof sien God en sy werk elke dag in ons lewens. Ons vra so baie keer maklik, waar is God? Maar die waarheid is, God is nooit afwesig nie. Selfs in hierdie krisis en hierdie probleme van ons wêreld en ons land, is God besig om te werk. Hy is nie afwesig nie. Selfs in chaos en pyn en onsekerheid, God is besig om te werk. Gaan dink bietjie gou aan die voorbeeld, so 'n paar jaar terug het ek gepreek gedoen oor 2 Konings 6, oor Elisa en Elisa se slaaf
of sy diensknegt. Toe sy diensknegt daar aangehardloop kom en sê, dis die einde, hier is 'n leermag hier buitekant. En Elisa sal met hom uitstap en vir hom sê, Vader, maak sy oë oop dat hy kan sien. Daar is die leerskare van God en die leer word met blindheid geslaan en kom staan voor en Elisa lei hulle na die koning toe. Diensknegt sien die krisis, Elia sien God raak. Elisa sien God raak. En so is dit so belangrik dat ek en jy God en sy werk sal erken ten spyte van die probleme wat ons ervaar elke dag in ons lewens. Tweede ding wat geloof sien genade raak. Geloof sien selfs die klein dingetjies hoe God optree elke dag in my en jou lewe, wat ons so baie keer maar net verbygaan. God se voorsiening is dat God nog elke dag vir my en vir jou kos op die tafel gesit het. Dat hy vir ons voorsien in klein dingetjies. Dat God mense gee wat omgee, wat by ons staan. En is dit iemand wat net vir my bid, maar God mense om ons gee. Dat hy partymal vir ons oop deure en guns gee. Dat hy vir ons beskerming gee. Sien ek en jy dit nog raak? Of sien ons net al hierdie krisisse en probleme? Dat ons geloof afgestomp geraak het. En nie meer die heilige, die heel ander God raak sien, die groot en heilige God nie. Derde ding wat geloof sien hoop, selfs in swaar kry. Hebreërs 12 vers 2 sê, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, Jesus op pad na kruis toe, maar terwille van die vreugde wat in die vooruitsig was, het Jesus nog steeds die pyn in die kruis gekies. Want hy weet, dis nie die einde nie. En miskien moet ek en jy begin raak sien, dat wanneer ons in die krisis en die swaar kry is, hierdie is nie die einde nie. Wat in vooruitsig is die vreugde saam met God. Dat ons nie moed opgee en gaan stop, wanneer die vrees ons tref nie. Geloof ontken nie die pyn nie, maar geloof sê, dis nie die einde nie. Vierde ding, geloof sien roeping en sien die roeping van God en die opdrag wat ons het, sien dit raak. Wanneer ander bang word en terugtrek, wat doen geliefdes? Hulle bly beweeg, hulle bly volhard, hulle gee nie op nie, hulle hou aan. Hulle vra, waar werk God? Waar is God besig? Hoe kan ek deel wees van dit wat die Here besig is om te doen? Waar wil hy hê moet ek nou besig mee wees? Want geliefdes, kinders wat geliefdes deur God, gee nie op nie. Hebreërs 12 vers 3 sê, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Dan sal ons nie moeg word, geestelik moeg word en uitsak nie. Wanneer ek en jy Christus raak sien, in sy grootheid, dit help ons. Jesus raak moeg. Ek raak op party dae moedeloos. Maar die een ding wat ek altyd voor oë hou, is wie God is en wat hy doen. Want as jy probleme sien, dan gee jy op. Maar as jy God sien, hou jy aan. Geliefdes, banker nie down nie. Hulle kies om saam met God in geloof die tree te gee. Geloof maak dat ek en jy nie onbetrokke bly by dit wat die Here doen. Nee. Dit maak dat ons nie op die kantlyn staan en maar net kyk wat om ons gebeur nie. Maar geloof maak dat ek of om te verstaan ek is 'n kind van God, ek is geliefd, maak dat ek en jy aanhou glo, aanhou dien, aanhou opdaag en sê hier is ek Here, gebruik my. Dit maak dat ons aanhou liefhet. Nie omdat alles maklik is nie, omdat ek God raak sien, omdat my oë op hom gerig
gerig is. En daarom wil ek vandag vir jou vra, waar kyk jy rondom jou? Kom ons word baie eerlik in hierdie oomblik. Waar kyk jy? Het jy hierdie week op gefokus? Wat het jou gedagtes hierdie week gevul? Wat sien jy? Die nuus, die probleme, die vrees hierdie week? Of sien jy God? Sien jy 'n geleentheid dat God kan werk in my en jou lewe en ons kan gebruik? Of ons het ons opgehou om te sien? Miskien het jy dalk in hierdie week moeg geword, bang geword, ophou fokus. Maar vanoggend moet jy uit ons teks uit net weer anders kyk. Anders na Jesus begin kyk. Miskien word jy nou dalk vanoggend weer opnuut uitgenooi om in hierdie Paastyd met die leidingsreeks die keuse en die moeite te doen om te kom elke aand om net weer te fokus op wie is God, sodat ek en jy 'n duidelike beeld en 'n fokus kan kry. Wie is hierdie Jesus wat ek en jy dien? Wat het hy vir ons gedoen? Sodat ons oog weer gefestig kan wees op Jesus, soos Hebreërs 12 vers 2 vir ons sê. Dit gaan nie net oor wat jy sien, maar dit gaan elke dag oor wie jy sien. As ek en jy vir Jesus kan raak sien, sy heiligheid, sy grootheid, dan gaan ek en jy elke dag sy liefde sien, sy genade, sy hoop, en ek en jy gaan elke dag toekoms sien. Want ons gaan herken, Jesus is groter as elke krisis en probleem wat voor my en jou deur eindig. En hier is 'n paar praktiese toepassings wat ek dalk vir jou wil gee, 3 vandag. Herinner jou net self elke dag dat jy 'n geliefde kind van God is. Sê dit vir jouself, bid dit, glo dit. Maklik. Maar tweede ding, oefen elke dag jou oë om God raak te sien. Vra elke dag aan die einde van die dag vir jou, waar het ek God vandag raak gesien? Ek het hierdie al gesê. Maar hoekom ek dit noem, jy moet jou oë oefen. Het is mooi om hierdie gedagte te loop, maar waar sien ek God raak? Maar ek en jy weet, as daai krisis kom, as die probleem kom, vergeet ons so maklik van om te kyk, maar waar is Jesus hier raak? Maar as ons elke dag aan die einde van die dag vir onsself daai vra, waar het ek Jesus gesien? Dan kom ons agter, oeps, ek het nie gekyk nie. Ek moet môre harder oefen. Ek moet môre meer kyk. Dan kom hierdie vraag sommer elke dag opkom. En dan vra ek vir jouself, waar het ek vandag die genade van God raak beleef? Waar het ek die heiligheid en die grootheid van God raak gesien? Derde praktiese ding wat ek vir jou wil gee. Bly deel van God se werk. Moenie op die kantlyn staan nie. Moenie terugtrek nie. Moenie net 'n toeskouer wees in God se gemeente nie. Maar raak deel van God se werk en dit wat hy wil doen. Dien iemand vandag. Dien iemand elke dag. Bemoedig iemand. Wees lig. Wees vreugdevol en wees dankbaar. Weet julle wat so groot getuienis is dit net wanneer ons in die hitte van die stryd dankbaar en vreugdevol kan wees. Wat 'n getuienis dit vir ander kan wees omdat ek en jy God raak sien, sy grootheid en 'n heel ander heilige God raak sien. Ek weet ek hoef nie in sak en as te val nie, want daai groot God is saam met my en ek kan self dankie sê daarvoor. Dit help ander mense om dan kop op te tel en God raak te sien. Ek sluit af. Wanneer jy weet, jy is God se geliefde, verander dit wat jy sien. Want wanneer jy anders sien, leef jy anders.
Geliefdes, geloof sien nie net die wêreld nie. Hulle sien die werk van God. En my gebed is dat jy God en sy hande werk elke dag in jou lewe gaan herken. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons erken dat ons oë so maklik afdwaal, so maklik vaskyk in die krisisse en die probleme en die goed wat voor ons afspeel, dat ons so vinnig net die storms rondom ons raak sien. Maar vandag, Vader, wil ons kom vra, maak ons oë weer oop, dat ons soos Moses kan sien, dat ons U die onsienlike God kan sien. Here, help ons om in elke oomblik en in elke uitdaging U raak te sien. Herinner ons dat ons U geliefde kinders is. Geef ons die geloof dat ons sal bly volhard, dat ons aanhou sal leef en sal werk vir U. Met ons oë op Jesus. Help ons, Here. In Jesus naam vra ons dit.